Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Matteus 5 vanaf vers 27. Ons gaan lees tot en met vers 32. Voor ons dit wag om die woord te interpreteer, maak ons oë saam toe en ons vra vir die Here se wysheid. Hemelvader, u woord wat nou oop is voor ons, vertel van die kragtigste preek van alle geskiedenisse, die bergpreek wat ons nou mee besig is. Terwyl ons aan hierdie preek dink, besef ons dat miljoene mense het al hulle hand gewaag daaraan om hierdie enorme preek te probeer ontleed. Ons is nie die eerste nie. En ons erken saam met Paulus dat ons kenbaar ten dele, ons kyk net in 'n dowwe spieël, ons sien net 'n raaiselagtige beeld. Ons sal eendag as ons in die hemelpoorte ingestap het, hierdie preek volledig verstaan. Nou kan ons maar net op die wysheid van hulle wat voor ons gegaan het, in afhanklikheid van u. Ons kan maar net gaan op die wysheid wat u Heilige Gees vir ons gee. En ons kan maar net vertrou dat u ons in staat sal stel om die woorde te hoor wat ons moet hoor. En ons hiervandaan uit te stuur met 'n godsboodskap, sodat ons kan leef volgens u wil. En vanmôre se onderwerp is nie een van daai maklikes wat ons gemaklik oor kan praat nie. En daarom vra ons Here, gee ons ekstra sensitiwiteit om te hoor en te verstaan. Slaan asseblief met 'n skewe stokke reguit hou. En laat u naam verheerlik word in ons samesyn vanmôre. Amen. Geliefdes, ons lees dan graag uit Matteus 5 vanaf vers 27. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elke man wat met 'n wellustige oog na 'n ander vrou kyk, het al klaar in sy hart egbreek gepleeg. En as jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liewer uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter dat een van jou liggaamsdele tot niet gaan, as dat jou hele liggaam in die hel eindig. Net so as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om net een van jou liggaamsdele te verloor, as dat jou hele liggaam in die hel eindig. Daar is gesê, al wat 'n man nodig het om van sy vrou te skei, is om aan haar 'n skei-sertifikaat te oorhandig. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor huweliksontrou, veroorsaak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat met so 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Vriende, wanneer ons met mekaar begin gesels oor die bergpreek, is dit baie moontlik dat 'n mens kan kieskeurig raak en sê, dit is vir my maklik om oor hierdie of daai onderwerp te praat, en daarom, wanneer dit by 'n moeilike onderwerp kom soos hierdie, dat 'n mens vir jouself half 'n bietjie wil sê, moet ons regtig hieroor praat, kan ons dit maar los nie. Jesus het dit ernstig genoeg geag om hieroor te praat. Dit was so belangrik vir hom, dat hy dit deel van hierdie groot dag gemaak het. En daarom sal ons eenvoudig ongehoorsaam wees, as ons nie ook oor die onderwerp van seksualiteit, huweliksontrouheid, egskeiding, en daarmee saam gesels nie. Ek besef dat, as 'n mens maar net na die statistiek in die land kyk, in die wêreld kyk, is egskeiding een van die dinge wat die grootste persentasies het in ons howe. Daar is soveel emosies hieroor. En ek probeer regtig vandag met die grootste sensitiwiteit oor hierdie onderwerp praat. Ek besef ook dat die manier hoe ek waarskynlik 'n hele klomp jare gelede hieroor sou praat, en hoe ek vandag hieroor praat, is waarskynlik heeltemal verskillend. Omdat 'n mens ook al 'n bietjie groot geword het en deur die meel gegaan het en verstaan wat ander mense oor praat as hulle deur hierdie goed werk. Die goed kom naby aan jou se lyf. En dit gaan nie net oor egskeiding, dit gaan oor baie meer, ons sal deur die preek sal ons agterkom, dat dit oor baie meer gaan as bloot daardie een groot aksie. Ons hoor dikwels hoe gelowiges baie skerp hieroor reageer.
en baie gemaklik oor die onderwerp kan praat, wanneer dit hulle nie raak nie. En daarom wil ek graag met die grootste deernis vanmôre praat oor hierdie kosbare, belangrike onderwerp waaroor Jesus met ons kom praat het. Daar is dikwels geweldig baie skuldgevoelens wat elke mens met hom saamdra oor hoe verhoudinge in hulle geskiedenis ontwikkel en voltooi was. Daar is soveel skaamte wat dikwels by mense loskom oor verhoudinge. Waarskynlik is die enigste mense wat vanmôre van die preek sal hou, hulle wat nog nie getroud is nie en wat nou in 'n verhouding staan. Want hulle kan ongelooflik baie leer by ons mense wat al die foute gemaak het wat daar denkbaar moontlik is. Die goue draad wat deur die bergpreek loop, sê, daar is 2 koninkryke, en jy kan kies in watter koninkryk jy wil leef. Daar is die koninkryk van die mensdom, en daar is biljoene mense wat elkeen hulle eie koninkrykie leef. Veg vir hulle eie ruimte, veg vir hulle eie ego, veg vir hulle eie oorlewing, veg vir hulle eie toekoms. En hulle sal enige iets doen om hulle toekoms te verseker. En so kom ons in botsing met hierdie biljoene mense met wie ons skouers skuur, in ons huis, by die skool, by die werk, in die strate, by Checkers en Pick n Pay en Spar en oral waar ons kom. Ons sien dit in die politiek, ons sien dit in die sportwêreld, ons sien dit in verhoudinge, ons sien dit oral. En dan kom Jesus en hy sê, ek gaan julle 'n ander alternatief gee, as om die heeltyd na jou rug te kyk oor wie gaan jou in die rug steek, en die heeltyd te moet veg vir jou eie wêreldjie. Ek gee vir jou 'n ander opsie om in te leef. En dit is dat jy kan oorskuif van die koninkryk van die mensdom na die koninkryk van God. Die koninkryk van God het nou naby gekom, sê Jesus, deur sy geboorte. En ek gee jou nou gratis en verniet die opsie om van hierdie koninkryk van die mens en jou eie koninkryk oor te skuif na God se koninkryk. Om dit te kan doen, beteken dit dat hier in jou eie koninkryk het jou eie wil en jou eie agenda geheers. Om te kan oorskuif, sê jy, ek gaan nou na God se wil en God se koninkryk en sy idees begin luister. Dit is nie 'n opsie om soms dit te doen en soms dat te doen nie. Jy moet oorskuif en jy moet sê, as kind van God, as volgeling van Jesus, as disipel van Jesus, wil ek my eie ego, my eie koninkryk doodmaak, oorskuif en onder God se regering kom leef en daarin by heil kom vind. Dit is nie so eenvoudig nie. Om te sê jy dat jy in hierdie koninkryk beleef en jy maak daai keuse, kan ons waarskynlik noem bekering. Maar dan is daar 'n ding soos heiligmaking. En heiligmaking is die oomblik wat ek ontdek dat ek in hierdie koninkryk is, dat ek dit sal bely en sê, nee, ek wil nie so dink nie, ek wil nie so praat nie, ek wil nie so leef nie, ek wil onder God se beheer leef, en dan bely ek dit weer, en heiligmaking leer my om stukkie vir stukkie te begin dink soos Jesus, te begin praat soos Jesus, te begin leef soos Jesus. Dis nie 'n eenvoudige saak nie. Dit is 'n taak vir mense wat weet dat God is my enigste hoop. Daar is geen ander oplossing nie. Solank as wat jy dink daar is 'n ander oplossing en ek kan my eie heil uitwerk en my eie program reël, gaan jy nie die vrede ervaar van wat in God se koninkryk vir ons vas en seker weggebêre is nie. So dis die goue draad waaroor Jesus praat. Jy het die keuse. En nou kom praat hy in die gedeelte wat ons vandag hanteer oor seksualiteit en oor verhoudinge, oor huwelike, oor egbreek en egskeiding en die herstel van dit. Dit is nou versus my koninkryksidees versus God se koninkryksidees. En waarskynlik het elkeen van ons, ek ingesluit,
al besluite in verhoudinge geneem, in huwelike geneem, wat volledig in die eie koninkryk lê. En daaroor wil ek van die begin af vir jou sê, is ek skaam. En skaamte en skuldgevoelens weerhou ons daarvan om met groot liefde eenvoudig beskikbaar te wees om in God se koninkryk 'n getuie te wees. So dis waar ons begin vandag, die goue draad wat deur die Bybel loop. Een van die sterkste uitsprake, en wat word dis hier in hierdie gedeelte genoem, daar is al soveel artikels en boeke geskryf oor hierdie gedeelte, as wat daar waarskynlik mense op hierdie aarde is. Sterk uitsprake, wat ook met sterk aggressie gekonfronteer word deur verskillende mense op verskillende terreine. Is die gedagte dat God twee mense aan mekaar verbind, en dis die vraag wat die mense vra, is die gedagte dat God twee mense aan mekaar verbind in 'n lewenslange verbintenis, wat God sal eer regtig hoe die lewe behoort te lyk? En dan kom ek eintlik by die laaste gedeelte van daardie opmerking, waaroor ek dikwels dink mense vergeet die laaste deel, en dan sê hulle, o nee, dis onderhandelbaar. Daarom gaan ek dit weer lees. Is die gedagte dat God twee mense aan mekaar verbind in 'n lewenslange verbintenis, en nou hier kom die laaste deel, wat God eer. Is dit regtig so belangrik? Daar is soveel kante waarop hierdie gedagte aangeval word, en dikwels word die punt gemis. Wanneer die veilige ruimte van 'n verhouding bedreig word, spel dit seer, skuldgevoelens, skaamte en verwyte. Mense wat nie die probleem verstaan van seksualiteit en egskeiding nie, praat dikwels met 'n hardheid, wat ons dikwels sê deel van God se plan is, terwyl dit vir my duidelik nie deel van God se plan behoort te wees nie. Die intimiteit van 'n veilige verhouding wat skade ly, ontwortel nie net die verhouding nie, maar dit ondergrawe die kern van God se resep vir 'n ideale lewe. Die twee mense wat God by mekaar bring, laat ek weer begin. Die ideale resep is dat twee mense wat God by mekaar gebring het, so gefokus is op God se plan. Okay, weer onderbreek. Ek sê dit vir julle jong mense. Luister na hierdie een sin, jy hoef nie die ander te onthou nie. Die ideale resep is dat twee mense wat God by mekaar gebring het, so gefokus is op God se plan, dat hulle verstaan hoe om aan nie net God nie, maar aan mekaar toegewy te wees, mekaar te versorg op seksuele, emosionele terrein, dat hulle nooit 'n tekort of 'n leemte sal ervaar nie. En wanneer daar 'n leemte is, hulle broos en eerlik met mekaar oor dit kan praat. En dat elkeen die begeerte sal ervaar om mekaar aan te vul en vol te maak. En die rede hoekom ek dit gelees het, is omdat ek dit by 'n baie slim ou gelees het, en ek herhaal dit woord vir woord. Ek dink ek wil dit nog een keer lees. En nou nie net vir die jong mense nie, want ek dink van julle het nou, toe ek sê dis vir die jong mense bedoel, want dis hulle toekomstige verhouding, het julle net gesê, ek raad nie vir my bedoel nie. Nou gaan ek dit vir almal lees, ook vir hierdie ou man wat hier staan. Die ideale resep is dat twee mense wat God by mekaar gebring het, so gefokus sal wees op God se plan, dat hulle verstaan hoe om aan mekaar toegewyd te wees, mekaar te versorg op emosionele en seksuele terrein, dat hulle nooit 'n tekort of 'n leemte sal ervaar nie, en wanneer daar wel 'n leemte ontstaan, dat hulle broos en eerlik met mekaar daaroor kan praat, en dat elkeen die begeerte sal ervaar om mekaar aan te vul en vol te maak. So kom ons probeer dan Jesus se gedagtegang volg. Reg deur die bergpreek praat Jesus met mans en met vroue.
Maar in hierdie gedeelte praat hy met mans alleen. En die vraag is, hoekom? Hoekom praat Jesus in hierdie gedeelte met mans alleen? Want die wette van Jesus se tyd het mans onskuldig verklaar aan enige saak van huweliksontrouheid. 'n Man kon van sy vrou skei sonder enige implikasies. As 'n man na 'n ander vrou gekyk het met lus, was dit reg in die oë van die wette van daai tyd. As 'n vrou dit gedoen het, kon sy ter dood veroordeel word. 'n Vrou het geen regte gehad in die huwelikswette van die ou nabye ooste nie. Daarom word mans aangespreek, nie omdat mans alleenlik die vark in die verhaal is nie, en ook nie omdat mans alleen die oplossing vir die probleem behoort te gee nie. Ons is albei in hierdie ding. Daarom was daar wette van die Midde-Ooste wat gesê het, as jy deur 'n egskeiding wil gaan, kon jy bloot vir jou vrou 'n skeibrief gee, en daarmee was dit finaal. Daar was niks om oor te argumenteer nie. 'n Man kon uitstap uit sy huis uit, en na sy eie lewe gaan vorm, en hy kon die vrou en die kinders agterlaat met niks. Geen geld, niks. Sy sou dan kon, as sy 'n skeibrief gehad het, sou sy met 'n ander man kon trou, maar geen man sou dit doen nie, want man nommer 1 wat uitgestap het, kon enige oomblik van die toekoms, kon hy terugkom en sê, ek eis jou terug as my vrou, en ek eis die kinders terug, ek eis die huis terug, en alles wat man nommer 2 in die huis ingesit het, eis ek op as my eiendom. So man nommer 2 sou dit nooit oorweeg het nie, en vrou nommer 1 sit met die gemors. Dit is hoe dit in die tyd van Jesus was. Die groot verskil het gekom toe Moses se wette vir ons na vore gekom het. In al die volkere rondom die Jode was dit free for all. Mans kon doen net wat hulle wou. Moses se wet begin hierdie een groot skuif bring wat vir die Jode later 'n belangrike saak was. Die feit dat sy 'n skeibrief kon kry, sou haar dus beskerm. Nou was daar verskillende maniere waarop mense oor hierdie ding gedink het, en ek sal nou 'n bietjie meer daaroor graag wil sê. Jesus het duidelik ander idees as die idees wat op daardie stadium oor egbreek en egskeiding geheers het. Jesus sê, seksualiteit is nie iets vir die eie koninkryk waar jou mag en jou begeertes heers nie. Ook hierin is daar 'n koninkryksperspektief. 'n Man van integriteit sou nie na sy eie belange kyk nie, maar vanuit God se oog kyk na sy vrou en wat haar 'n vol en 'n gelukkige lewe sou verseker. In ons tyd is seksuele teistering en egskeiding so algemeen en dikwels deel van die grootste probleme van ons samelewing. Dit is nie uniek aan ons leeftyd nie. Dit was al in Jesus se tyd ook daar. In daardie tyd was daar 2 prominente rabbies wat oor egskeiding gepraat het. Hillel en Shammai. En die 2 het 2 botsende stellings gehad oor egskeiding. Hillel, ek wil eers so sê, die 2 tekste waarmee hulle oor verskil het, staan in Deuteronomium 24 vers 1 en in Exodus 21 waar daar spesifiek oor dit gepraat word. Hillel het propageer dat 'n man van 'n vrou kon skei oor, hoor hierdie woorde, enige rede. Gaan net weer terugkom daarna, oor enige rede. Solank as wat hy vir haar 'n skeibrief gee, kon sy dan aangaan met haar lewe. So Hillel sê, maak nie saak waaroor jy wil skei, jy kan skei, maar jy moet vir daai vrou sorg. Jy moet sorg dat sy geld het en kan aangaan met haar lewe, sodat sy nie blootgestel is nie. Shammai het gesê, daar is geen rede nie behalwe oor egbreek, en dan kan jy uitstap
en dan daai ou reël wat ek julle vertel het van die Midde-Ooste netto, dan is daai reël geldig. So Hillel se idee van enige rede was 'n baie meer menslike manier van kyk na dit, om ook na die mense te kyk wat uit dit weggestap het. Daar is 'n gedeelte waarin die Fariseërs vir Jesus probeer vasvra, en dan vra hulle vir hom hierdie sin: Rabbi, is dit so dat 'n man van sy vrou oor enige rede kan skei? En dan begin Jesus met hulle daaroor praat. Die Fariseërs probeer dis eintlik vir Jesus hier in 'n hoek dryf. Hulle probeer vir Jesus sê, ondersteun jy Hillel of ondersteun jy Shammai? Watter een van hierdie twee groot leiers kies jy nou eintlik? En dan begin Jesus met hulle praat en hy sê vir hulle, julle mis die totale punt waaroor dit gaan. En ek gaan dit probeer inkorporeer by my boodskap verder hier vandaan af. Jesus vat hulle dus terug na die skepingsdoel toe. Om te leef in God se koninkryk, vra dat man en vrou in alle sake God eerste sal stel en sal kies om in God se koninkryk te leef. Dis Jesus se perspektief. Maak nie saak of jy oor seksualiteit of huwelike praat nie, doen dit met 'n Gods koninkryksperspektief. Want as jy dit vanuit 'n menslike perspektief gaan begin beredeneer, gaan jy nooit 'n oplossing kry nie. Wanneer een mens, en dis vir my 'n belangrike ding want ek sien dit baie keer gebeur, wanneer een mens 'n ander mens se liggaam gebruik om sy eie behoeftes of sy eie ego te bevredig, is dit 'n vergryp aan die beginsels van God se koninkryk, en dit kan mense se lewens vernietig. En hier kan ons praat van enige vorm, verkrachting, om seks selfs van jou lewensmaat te eis terwyl hulle nie gemaklik is daarmee nie, watter vorm ook al daarvan. Wanneer jy iets opeis van jou liggaam, van jou maat, wat 'n liggaamlike interaksie veroorsaak, net om jou eie ego, jou eie koninkryk te bevredig, spel dit net rooi ligte en gevaar uit. Ons almal ken mos die ritueel. 'n paartjie gaan met vakansie, die man sien 'n mooi vrou raak by die strand, hy kyk om weer te kyk, en diep binne is daar 'n behoefte en 'n begeerte wat losgemaak, opgeroep, gestimuleer word. Die vrou sien dit raak. Sy weet nie hoe om daarop te reageer nie. Sy voel 'n bietjie verneder, want sy voel nie gewaardeer nie. 'n rukkie later wil sy dalk daaroor praat, en die antwoord is om dit te ontken. Nou word 'n leuen by die vorige probleem gelas. En nou word daar twee maniere gevind om die eie koninkryk te probeer beskerm. Hy dalk nie die 7de gebod oortree nie, maar op daardie oomblik het hy buite God se koninkryk opgetree. Want lank voor die toneel gebeur het, was die gebrek aan 'n broos en eerlike gesprek waar man en vrou na mekaar luister en met deernis soek om mekaar vol te maak, was dit gebreek. Wanneer God se plan reg werk in verhoudinge, is daar nie plaasvervangers nodig nie. Of dit nou 'n ander man of vrou is, en of dit die vergryp is na kos, drank, dwelms, maak nie saak nie. Waar 'n gesonde menswees gebou is op God se koninkryksplan, vervaag die behoefte om eie koninkryke te bou en plaasvervangers daarvoor te kry. Om binne God se koninkryk te leef, vra 'n radikale eerlikheid met jouself. En dis waar die probleem gewoonlik kom as ons hieroor praat. Want mense wat baie keer die hardste skree oor hierdie onderwerp, is die mense wat by die meeste seer ook rondloop. Daar is soveel skaamte, soveel vernedering, soveel voorgee en soveel geheime waarmee 'n goeie kerkmense rondloop wanneer dit kom by verhoudinge. So daarom wil ek jou gou vra om na hierdie
hierdie moontlike kategorieë te kyk en net vir jouself te sê, is hierdie preek vir my of is ek heeltemal onskuldig? Het jy al enige vorm van seksuele sonde gedoen, wat klink soos, jy het na iemand gekyk soos jy nie moes nie. Jy het geflankeer met iemand met wie jy nie moes nie. Jy het na iemand daai kyk gegee, of jy het iets gedoen om daai kyk uit te lok. Jy het seks van jou lewensmaat weerhou, om hom of haar te straf, omdat jy seer gekry het. Jy het gesukkel om met jou kinders oor seksualiteit en huwelike te praat. Jy is al geskei. Of jy was al ten minste ongelukkig in so 'n mate in jou huwelik dat dit 'n muur gebou het. En jy dra die gewig van daai skaamte met jou saam. Ek wil so ver gaan om te sê, dat almal wat vanmôre hier is waarskynlik deel van daardie klub. Hoe word ons regtig van die binnekant af weer skoon? En dis hier waar Jesus se woorde vir ons laat kopkrap. Want in die eerste gedeelte sê hy, as jou oog jou laat struikel, pluk hom uit. Gooi hom van jou weg, nogal jou regteroog. Want die regterkant in die Joodse geskiedenis, in die Joodse tyd, was die beter kant van jou lewe gewees. Dit was die mooi kant. Links was die odd one. Pluk jou regteroog uit as jy laat struikel en gooi hom van jou weg. Het Jesus regtig gedink dat 'n mens kan anders na 'n vrou kyk en anders oor 'n vrou dink as jy een oog het? Nee, dis galge humor wat Jesus hier gebruik. Hy is besig om eintlik by die mense te spot hieroor. Hy sê vir hulle, so min as wat jy net met een oog skielik nou sonde kan uithaal, so min moet jy dink dat die oog is die probleem. Dit is nie wat by die mond ingaan nie, sê Jesus op 'n stadium, wat die probleem is, maar is wat daar uitkom wat die probleem is. Dit is hier in jou binneste, in jou diep binnekant. Dit is waar sonde, dis waar jou eie koninkryk sy vesting het. En dis hier waar jy dit moet aanspreek. Hier moet jy keer dat daai ding gesond word, sodat wat uitkom is soos wat Jesus praat, soos Jesus kyk, soos Jesus dink, soos Jesus hoor, soos Jesus optree. Daarom, as jy dink dat jy kan met 'n operasie sonde vermy, dan mis jy die punt. Dit gaan nie oor sondevermyding nie. Dit gaan oor om 'n keuse te maak om onder God se gesag en God se koninkryk te leef. Dis waaroor dit gaan. Sonde gaan jy nooit kan vermy nie. Dit pop op jou foon voordat jy kan sê A. Dit gebeur in 'n geselskap wat iemand iets sê sonder dat jy eers daaroor dink, dit pop net op. Dit kan oppop terwyl ek preek en ek dink aan iets en dan onmiddellik bom. Sondige impulse kom na ons toe honderde, duisende kere in 'n week. Die probleem is nie om dit te probeer vermy nie. Jy kan dit nie vermy nie, soos wat jy nie reendruppels op jou kan vermy as dit daar buite val nie, en jy stap daar nie. Jy kan dit nie vermy nie. Jy kan wel die sambreelboeye oopmaak en sê, ek pleit die bloed van Jesus oor my, dat dit my beskerm. Ja, dit kan jy doen. Maar dan leef jy in 'n sondige wêreld met die bloed van Jesus oor jou. So waar lê die antwoord? Dit lê nie in sondige vermyding nie, maar dit lê daarin dat ek moet nie noodwendig nee sê vir goed nie, maar ek moet mooi oordink waarvoor het ek ja gesê. Ek sê nie nee, ek gaan nie na die aantreklike vrou kyk nie. Ek sê ja, ek wil God-erend wees, ek wil 'n godsman wees. Ek wil kyk soos God kyk, ek wil leef soos God leef, ek wil praat soos God praat. Dis my keuse, dis waarvoor ek ja sê. Ek wil soos 'n godsvrou my man bystaan en my werk doen en my lewe inkleur. Dis wat ek wil doen. Ek kan nie vir alles in die lewe net die hele tyd nee sê, wat hier in hierdie koninkrykie van my vir my gaan uitdaag nie.
Ek moet oorkom na die koninkryk van God en ek moet sê, Here, hiervoor sê ek ja. Hier is die tipe mens wat ek wil wees. Maak my deur u gees, kern hier binnekant, maak my hier gesond, maak my kop gesond, sodat my oog kan sien wat u gesond gemaak het. Maak my ore so, dat ek hoor skoon wat u hoor. Help my om nie so te praat en so te reageer soos mense in hulle eie koninkryke nie, maar maak my om so te praat en so te dink en so te leef soos wat God doen, soos wat Jesus vir my kom wys het. Daarom, vriende, wil ek graag eindig met ons boodskap van môre. Ek wil so sag moontlik en met soveel deernis moontlik oor hierdie onderwerp praat. Dit is baie moeilik vir my, want ek is deel van die geskiedenis. Ons almal het hiermee hulp nodig. Skuldgevoelens en skaamte weerhou ons dikwels van 'n vol lewe voor God en God se gelowiges. Ons het 'n geneigtheid ontwikkel om mense met seksuele sondes en skaamte wat deur 'n verbrokkelende huwelik moes gaan, om hulle nog meer sleg te laat voel. Ek wonder of ons altyd mooi dink, wie was die prominentste mense in die Bybel en wat 'n egskeiding oorweeg het? Enige naam wat by jou opkom? Josef. In daardie tyd was 'n verloving het dieselfde gewig gehad as 'n huwelik. En die Bybel vertel vir ons dat Josef op 'n stadium nadat hy gehoor het Maria is swanger, het hy by homself gedink om van haar te skei met 'n skeibrief, die enige rede ene. Hy was dus bereid om vir Maria te sorg en vir die kind te sorg, maar net nie met haar te trou nie. En toe kom die engel van die Here na hom toe en sê, moenie dit doen nie. Neem maar as jou vrou. Hierdie kind is deur God verwek. En hy het in God se koninkryk ingetree en gesê, dan is dit so. Daar word vertel, en ek het al voorheen, baie jare gelede, het ek al hierdie preek genoem ook, dat Josef was 'n tzaddik. Dalk sal van julle dit onthou. 'n Tzaddik is iemand wat jy in die middel van die nag kon wakker maak en hy kon die wet vir jou opsê. Hy kan een sin sê vir hom en hy sou kon aangaan deur die wet verder vir jou te sê. Hy het dit nie net uit sy kop uit geken nie, maar hy het ook dit tot op die letter uitgevoer. In Josef se kop was Maria die een wat egbreek gepleeg het. Sy het 'n ander man by geslaap om daai kind te verwek. Dit was wat in sy kop was. En hy kon uitstap as hy wou. Hy kon of Hilal of Shammai se opinie gevolg het. Hy kies om Hilal te volg en om finansiëel te commit om by te dra vir haar en vir die kind. Maar 'n tzaddik het een probleem gehad. Dis 'n uitgeleese groepie mense. En hulle was hierdie elite gelowiges. Daar was min van hulle. Die oomblik toe hy sê, ek sal met hierdie vrou trou, het hy sy status as 'n tzaddik verloor. Want hy moes eintlik vir Maria bloot lê, na haar pa se huis toe vat, sodat haar kon stenig. Dis wat hy volgens die wet, volgens die tzaddik wet moes doen. En hy kies om eerder in God se stem te luister, met hierdie vrou te trou, sy status te verloor, op die ou einde sy hele lewens drome, ideale prys te gee vir hierdie kind. Soos wat ek en jy ook maar ons lewensideale en drome moet prys gee vir hierdie kind. Maar nog een voorbeeld en daarmee sluit ek af. Die grootste egskeiding het plaasgevind in Jeremia 3. Gaan lees dit gerus. Die volk Israel is die bruid en God is die bruidegom. En Israel se ontrouheid eindig in 'n skeibrief van God af. Ek is klaar met jou, kan nie meer nie. Jy het jou eie bed opgemaak, vat jou pad.
En die volk eindig in ballingskap. Alles wat daarmee gepaard gaan, ons ken dit. Ons weet dat hierdie verhouding het herstel, maar hoe het dit herstel? Want om 'n huweliksverhouding te herstel is 'n morsige en 'n bloederige ding. Dit word herstel aan die kruis. 'n radikale prys. En Jesus het die prys vir die versoening met God betaal. Vrede herstel in enige verhouding is moontlik. Vergifnis is moontlik. Mense het in Jesus se tyd beleef dat hy altyd oop arms gehad het, om mense met hulle seer, mense met hulle eie ekkigheid, met hulle eie verwronge seksualiteitssienings te omhels. Daar is 'n mooi verhaal van 'n vrou wat op egbreek betrap is, en wat die regverdiges hulle om haar na Jesus toe gebring het en gesê, en Jesus skrywe is die eerste sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. Hulle het almal weg. Want niemand van ons is onskuldig nie. Jesus het 'n manier om met oop arms te kyk na mense met hulle seerste geheime. Altyd oop arms beskikbaar. Daar's 'n wonderlike woordjie, en hiermee sluit ek nou regtig af. Daar's 'n wonderlike woordjie in ons kerkwoordeskat, die woordjie genade. Dit het tot vandag die krag om verhoudings te herstel en te genees, om in te nooi en in te trek. Dit kan elke persoon insluit, ek en jy ook. Dis beskikbaar vir elkeen binne die kerk en ook buite die kerk. Daarom, vriende, het ek 'n keuse gemaak om wanneer mense na my toe kom en met my praat oor seksualiteit, of huweliksontrou, of egskeiding, swaar verhoudinge, moeilike gesprekke, wat ook al, dan het ek 'n keuse gemaak om met Jesus se liefde daarna te kyk, met Jesus se deernis daarna te kyk, en hopelik sal ek in staat wees om die res van my lewe vanuit God se koninkryk ook vir my vrou te sorg, en sy vir my, en vir ons kinders, en vir julle, en vir my werkskollegas, en vir hulle wat in die kompleks langs my woon, elkeen wat my pad mag kruis. En ek gaan nog baie keer vanuit my eie koninkryk uit reageer, want ek is nie volmaak nie. Maar ek hoop dat die Heilige Gees my elke keer as ek uit my eie koninkryk uit opgetree het, my sal herinner om te sê, be better. Jy kan. Want jy's vrygekoop deur die bloed van Jesus. En jy kan Jesus se perspektief na die wêreld toe dra. Kom ons sê amen. Wonderlike Hemelvader, vandag was 'n moeilike onderwerp. Naby aan my lyf en naby aan baie van die mense wat hier is vandag se lywe. En hopelik sal nie een van ons vandag hier uitstap, aan die een kant verder skuldig, verder skaam, verder seer nie, maar eerder met hoop. Herstel is moontlik, nuwe lewe is moontlik. 'n Lewe in God se koninkryk is soveel makliker. En ek dink dat dit is sekerlik moontlik dat daar by baie van ons huwelikspare vandag mense is wat gaan sê, maar ons moet daardie harde gesprek hê met deernis. Ons gaan moet vanuit God se koninkryk dink oor hierdie probleem waaroor ons gisterand geveg het. Ons gaan moet hierdie probleem oplos op 'n ander manier as uit ons eie koninkryk uit. Here, ek hoop dat daar vanmôre mense is wat hier uitstap en wat God se hand van genade en oop arms van omhelsing ervaar, sodat hulle maar die laaste routrane by hom kan kom uitstort en sê, Here, maak my net gesond van hierdie geskiedenis wat ek met my saamsleep.
baie van ons is geraak al deur ander mense se mislukkings in hulle verhoudings. Ons is dikwels die kinders van ouers wat geskei het, van gevegte wat ons in slaapkamers gehoor het. En dit het ook sy letsels op ons lewens kom laat. Ag Here, bring heling, bring genesing en bring U genade om die geskiedenis weer te herskryf, soos wat U vir ons die potensiaal oopbreek. Gee dat ons vanmôre hier uitstap met groot nederigheid en met die wete dat net God kan hierdie probleem oplos. En ek is beskikbaar om onder God se gesag hierna te begin kyk. Laat U naam verheerlik word in die naprediking van hierdie woord en laat U Gees die woorde dra vir elkeen wat heling nodig het, vir elkeen wat moet loskom van skaamte en skuldgevoelens, en elkeen wat moet loskom van veroordeling, van vingerwys, van skerp antwoorde, om met meer deernis na mekaar te kyk en mekaar lief te hê. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.